Gestel, jy en jou kollegas is by die werk en julle gesels oor allerhande onderwerpe en die Here gee vir jou die geleentheid om te gesels oor iets soos kerkbywoning. En jou oortuiging is, 'n Christen gelowige moet kerk toe gaan. En iemand vra vir jou, wie sê so? Wat sal jou antwoord daarop wees? Welkom by Geanker en ons gesels vandag oor die stelling dat die woord van God die hoogste gesag is vir dit wat jy glo. Dominee Roan, kom ons gesels 'n bietjie oor daardie stelling dat die woord van God die hoogste gesag is vir dit wat jy glo. Ja, kan nogal 'n debat wees oor, is dit die hoogste gesag van dit wat jy glo en waarom is dit die hoogste gesag van dit wat jy glo? Waarom nie iets anders nie, in die plek daarvan nie, waarom nie iets anders saam met dit nie? En die antwoord is doeteenvoudig dit, dat die Bybel is die hoogste gesag van dit wat 'n Christen glo, want die Bybel is die woord van God. En dit is een van die belangrikste dogmatiese of leerstellige standpunte wat 'n Christen kan inneem, om te sê die Bybel is die woord van God, nie mense se idees of woorde oor God nie, of watter ander formulering mense al mee vorendag gekom het nie, maar die Bybel is die woord van God, bedoelende, God is die een wat die Bybel vir ons gegee het. Die Bybel is God se openbaring van homself aan ons. En dit kry ons in die Bybel. Dit kry ons in 2 Timoteus 3, waar die Here sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, en tot onderwysing in die geregtigheid. En dan 2 Petrus 1 vers 21, wat sê, deur die Heilige Gees van God gedrewe, het die heilige mense van God gespreek. En met ander woorde, die Bybel sê vir ons, die Bybel is die hoogste gesag, want dis God se woord, dis wat God sê, en dis hoe God met ons kommunikeer. Daarby kan 'n mens nou Hebreërs ook bytrek, wat vir ons sê, in die ou dae het God op baie maniere deur die profete gespreek, en hierdie dae spreek hy deur sy seun. Met ander woorde, deur die volheid van sy openbaring, net daarna sê hy Christus, die seun van God, is die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Soos hy sê, hy spreek deur die seun, en ons besef dan, die seun is die vervulling van die skrifte, soos hy van homself getuig het, dan besef ons, God spreek tot ons deur die woord. Daarom is dit die hoogste gesag. En nou kan mense natuurlik daarop antwoord en sê, maar jy kan sê die Bybel is die hoogste gesag, en jy kan sê, maar die Bybel sê so, en daarom, maar as jy nie die Bybel kan aanvaar nie, dan kan jy dit ook nie sê nie. So uiteindelik getuig 'n Christen ook, dat is nie net omdat die Bybel dit vir my sê nie, dis ook die Heilige Gees wat my innerlik daarvan oortuig, dat die Bybel die hoogste gesag is. Ja. Nee, en presies wanneer jy in daai situasie is, en jy gesels met jou kollegas by die werk, en jy praat oor hoekom 'n Christen moet kerk toe gaan, dit is nie omdat jy dit by 'n dominee gehoor het, of omdat jou kollega so sê nie, maar is uiteindelik omdat die woord van God so sê, en jy glo dat dit is God se woord, en nie opinie, soos wat jy ook gesê het, dis nie 'n opinie nie, maar dit is God se woord. En as dit jou oortuiging is, dan het jy dit iewers gekry. En dis nie by iemand soos 'n mens, of 'n pa, maar dit is van God self. En die implikasies daarvan is natuurlik verrykend, want enige dwaalleer wat verkondig word, kan verdedig word as jy ontslaa raak van skrifgesag. En dis die probleem, is dat as iemand kom met 'n dwaalleer en jy sê, jy kan nie dit sê nie, dis verkeerd, want dis nie wat die Bybel sê nie, maar jy handhaaf nie die gesag van die skrif nie, dan kan jy antwoord, wel, ek glo nie daai deel van die Bybel nie. Of ek glo nie dat daai deel van die Bybel werklik eg is nie. Of dis een van die dele van die Bybel wat ons glo later bygevoeg is, of nie oorspronklik deel van die teks was nie, of wat ook al die geval mag wees. So die gevolge is verrykend. Ons moet staan of val by skrifgesag. Dit bring ons natuurlik aan die einde. Is die woord van God die hoogste gesag vir dit wat jy glo?